By Renaissans wil ons die pad van verkenning stap. Daar word uit vele filosofieë en wetenskaplike bronne geput. Ons besef dat elke individu sy of haar opvoeding en ervaring met hulle saamdra en as verwysingspunt gebruik wanneer hulle kommunikeer. Ons luister dus na mekaar en ag niemand se insigte as imperatief nie, maar eerder as aanvullend, met inagneming van waar hulle hul op hul reis bevind. Omdat Renaissans 'n familie van oop, denkende en eerlike reisigers is dit vir ons belangrik om gereeld met mekaar te praat. Ons skram nie daarvan weg om moeilike sake onder die loep te neem ten einde saam te groei nie. Ons verwag nie eenparigheid nie, maar streef na dialoog waarbinne respek, 'n oop gemoed en egtheid die weg baan tot nuwe moontlikhede. Dit beteken natuurlik dat ons nooit finale antwoorde kan hê nie, want ontdekking en groei voorveronderstel mekaar. Daarom wil Renaissans 'n veilige ruimte wees vir mense wat verken. Ons weet dat daar in alle tradisies waarheid te vind is. Daarom poog ons om ons ontginnings daaruit met eerbied en respek te doen, op soek na dit wat universeel en vir ons van waarde is. Ons waardes word gekenmerk deur openheid, egtheid, liefde en nederigheid en bovenal om nie te veroordeel nie. Renaissans bied 'n gemeenskap aan mense wat op soek is na ander wat die wêreld van spirituele verkenning met hulle kan deel. Of dit 'n fisiese gemeenskap is waarna jy op soek is, en of jy virtueel wil deelneem, Renaissans maak ruimte vir beide. Jy gaan nou luister na 'n opname van een van ons byeenkomste. Jy's welkom, neem deel, plaas jou kommentaar, geniet hierdie ervaring saam met ons. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissans in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissans 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg gewaardeer. Goeiemôre julle, welkom. Ek is bly julle is hier, so dit sal 'n goeie oggend wees, glo ek. En dit is 'n wonderlike musiek. Deesdae het daar 'n nuwe waardering by my gekom vir ons musiek. Ek besef net ander mense moet betaal vir konserte om dit te kan hoor. En ons is bevoorreg en dit plaas ons in die perfekte stemming. So dankie Letitia, Jannie. En ons gaan verder luister. Dankie.
Agt uitbeeldings van Jesus. 4 van hulle kom uiteindelik is dit 5, maar 2 gooi ek so half saam. 4 van hulle kom uit die evangelies en dan 3 uit ons hedendaagse samelewing. Nou as 'n mens lank genoeg in 'n boekwinkel rondsniffel, dan sal jy agterkom dat daar nie net een Jesus bestaan nie. Daar's vele Jesusse. Elkeen is gevorm deur 'n gemeenskap of 'n skrywer en dan is dit 'n uitdrukking van daardie gemeenskap en daardie skrywer se wêreldbeeld en dit wat in hulle konteks aangegaan het. En dan is daar natuurlik vandag 'n hele klomp Jesusse en ek en jy neem van hulle kennis wanneer mense praat en ook op sosiale media sien 'n mens baie verskynsels en verskillende forme van Jesus. So wanneer ons vra wie is Jesus, dan moet ons eintlik die vraag verander na wie se Jesus? Want elke liewe era, elke liewe kultuur of groep of denominasie, of ek wil sê persoon, het 'n Jesus wat hy of sy skep. So ek wil na hierdie uitbeeldings kyk. Eerstens Paulus het ons heel eerste geskryf oor Jesus, en dan Markus, en dan Matteus en Lukas, en dan eindig ons met die majestueuse, filosofiese Johannes se Jesus. En dan ontdek ons maar net dat Jesus eintlik soos enige goeie stuk musiek is. Dit hang af wie hom speel, wat daar gaan uitkom en hoe dit gaan klink, en dit klink so verskillend. Nou Paulus se Jesus is die eerste geestelike mens. Ons begin nie by die evangelies nie, want die evangelies is nie eers geskryf nie, en ek vermoed dat julle dit weet. Ons begin by die oudste geskrifte oor Jesus, en dit is Paulus se briewe. En dit mag wees dat alle mense nou nie bewus is daarvan nie, maar dit is belangrik om te meld dat hy eers geskryf het, want hy is die een skrywer wat pertinent nie daarop aanspraak maak dat hy Jesus enigsins geken het nie. Nie dat die ander evangelieskrywers hom geken het nie, maar hier word dit erken dat hy hom nie geken het nie. En ironies genoeg is Paulus dan ook die een wat die heel meeste oor Jesus sê, en die heel meeste oor hom filosofeer. Hy beskryf Jesus as die eersteling. Die eersteling van wie? God se eersteling. Bedoelende die geestelike eersteling. Vir Paulus is Jesus nie eerstens die wonderwerker langs die see van Galilea nie. Hy is nie die geneesheer nie, nie die rabbi of die verteller van gelykenisse nie. Paulus se Jesus is 'n kosmiese figuur. Die eerste van 'n nuwe soort mens. In die Grieks noem hy dit pneuma. Gees. 'n geesmens. Is 'n geestelike soort mens. Ek is nie heeltemal seker hoe om dit prakties te verstaan nie. Ons weet hoe om dit in sy konteks geestelik te verstaan. Maar prakties is daar teoloë wat reken 'n mens kan dink dat Paulus het aan 'n soort mens gedink wat liggaamlik is, maar so bietjie meer as liggaamlik, bykans soos Jesus wat deur 'n muur kon loop. Dat jou liggaam fisies lyk, maar nie heeltemal meer so materieel is nie. Daarvan is ek nie seker nie, ek noem dit maar net vir julle as julle daaroor wil dink, as dit vir jou enigstens interessant is hoe daai mense gedink het oor so 'n soort figuur. Maar ja, dit was 'n kosmiese figuur. Hierdie Jesus as die eerste geestelike mens is Christus vir Paulus. Maar Paulus gaan verder en dan sê hy sê hy is die eersteling want julle kan dit ook wees, Christusse. Daarom is ons, mense het baie keer in die kerk gehoor, sekere predikante sou vir jou gesê het, ons is klein Christusse, want ons is die klein boeties en sissies van Christus.
Ons is mos nou ook soos hy gemaak. Want die eerste mens is 'n gewone aardse mens, Adam. En volgens Paulus was daar 2 maniere waarop mense op hierdie aarde kan mens wees. En die een is 'n doodgewone aardse mens, en die ander een is dan nou hierdie geestelike mens. En Christus, wat Jesus was, nou in sy geval, stel jou in staat daartoe om hierdie geestelike mens te word. Nou Jesus was die prototype van hierdie geesmens. En sy opstanding is ook nie vir Paulus 'n dramatiese Hollywood toneel nie. Dit is die bewys dat 'n nuwe manier van wees moontlik is. En dit is hoekom mense dit koppel met hierdie liggaam wat nie werklik meer liggaamlik is nie. En ons weet mos nou, Paulus sê vir ons dat ons ook uit ons grafte sal opstaan en dan sal ons ook so wees. So neem ek nou maar aan, dan nou 'n liggaamlike wese wat die vermoë het om nie beperk te wees nie, maar deur hierdie muur kan stap, tot waar ek ook al wil gaan. Maar dit is met ander woorde 'n wyse waarop God vir ons deelname gee aan sy geestelikheid. Sy geestelike manier van wees. Dit is eintlik wat Jesus vir Paulus is. En die een deur wie ons presies daai soort menslikheid kan deelagtig word. Daar's nie 'n krib nie, daar's nie sterre nie, daar's nie skaapwagters nie. Paulus meld niks van 'n geboorteverhaal nie. Hy stel nie in Jesus se kinderdae of sy familie belang nie. Dit is vir hom irrelevant. Die groot vraag by Paulus was, hoe word gewone aardse mense geestelik? Wat was Paulus se antwoord? Deur deel te word van dit alles wat met Jesus gebeur het. So indien ons Paulus dan nou in een sin moet opsom, klink dit so. Jesus is die deur vir my en jou na 'n nuwe vorm van mens wees. Dit wat God met Jesus gedoen het, gaan hy met elke mens doen. Maar hier's dit. As mos altyd iewers 'n sterretjie met 'n voetnota. Mits jy in hom glo. So dit gaan nie vir almal gebeur nie. Jy moet in hom glo. En dan sal jy vernuwe word om soos Jesus 'n geesmens te wees. Nou ek gaan met vreeslike breë hale deur hierdie verskillende Jesusse. Ons trek nou al by nommer 2. Markus. Markus se Jesus was 'n stil geroepene. En hy het God se seun geword met sy doop. Hy was nie God se seun nie. Markus is die oudste evangelie. Dit weet almal ook moontlik nie, maar dis interessant om te weet dat die Bybelboeke nie kronologies gerangskik is nie. Hulle is gerangskik om 'n storie te vorm. Ek bedoel, Genesis is ook nie die eerste en oudste boek in die Ou Testament nie. Jy het 'n storie, so daar's redakteurs wat besluit dat ons gaan 'n storie maak deur die boeke in 'n sekere volgorde aan mekaar te rig, en dit is nie kronologies nie. So indien Markus die programskrywer van 'n dokumentêre reeks was, dan sou sy eerste instruksie aan die filmspan wees, los die baba storie uit. Ons begin by sy doop. Markus se Jesus was 'n Jesus sonder 'n geboorteverhaal. Vir Markus begin Jesus se identiteit nie in 'n krib nie, maar in die Jordaan. En as ek praat van identiteit, dan praat ek van sy identiteit as seun van God. Dit was nie so toe hy in die krib gelê het nie, of waar hy ook al gelê het nie, want Markus praat nie oor 'n kind nie. Hy praat van iemand wat hy ontmoet, en hy stel ons bekend aan daardie persoon in die Jordaanrivier, daar waar hy staan en hy gedoop word deur Johannes. En toe gebeur dit. Hy word aangeneem. So hierdie seun van God is 'n aangenome seun van God. Maar voor jy skrik, dit was baie algemeen in daai tyd om so te dink oor mense wat godsmanne was, veral natuurlik baie patriargale en chauvinistiese era, so ek sal nou nie eintlik veel lees van vroue met wie dit gebeur het in hierdie kultuur nie, maar dat hulle die titel seun van God verkry deur dit wat hulle doen met hulle lewens, hulle gehoorsaamheid of die roeping wat hulle volstaan of so aan. So dit is wat met Jesus gebeur. Het gebeur so, hy staan daar, hy word gedoop, en die Gees daal op hom neer in die Jordaan, en God sê, jy is my geliefde seun, vandag het ek jou gegenereer. Ek maak jou nou my seun, net daar en dan, word hierdie man,
toe God se seun. Dis nou volgens Markus. Met ander woorde, Jesus word volgens Markus God se seun op grond van sy toewyding, dit wie hy was, dit wat hy wou doen, die pad wat hy wou stap. En 'n mens dink hier ook aan ander spesiale behandelings met ander mense, soos Elia, wat altyd, en ek het my dikwels in preke in die kerk verspreek deur te sê, hy is met 'n 4 wa op hemel toe. Maar hy is met 'n 4 wa, is hy toe ons nou glo weggeneem, nooit dood gegaan hier op die aarde nie. Maar interessant, dit het nou nie met Markus gebeur nie, want Markus se evangelie het ook nie 'n opstandingsverhaal nie. En mense gaan nou met my stry en vir my vra, het jy al Markus gelees? Maar ek gaan vir jou net nou verduidelik waarom ek so sê. Hier, in die Markus evangelie, is geen mitologie nie. Wat is mitologie? Mitologie is al die verhale wat te maak het met die interaksie tussen mense en gode. En al die talle, en in my boekie 28 Superstitions het ek 'n hoofstuk waar ek net 'n relaas lewer oor 'n klomp van hulle. Ek dink dit was 11 min of meer van hierdie verhale, waar 'n god by 'n aardse vrou 'n kind verwek. Dis mitologie. En iets soos om uit die dood uit op te staan. Dit is mitologie. Daar's niks by Markus daarvan nie. Jesus is doodgewoon mens wat so oulik is en so sy plek vol staan dat hy uiteindelik daai titel verkry. Maar jy sal nou oplet, ek het nou nog gesê die Markus evangelie. Hoekom sê ek die Markus evangelie? Want eintlik is die evangelie nie deur 'n Markus geskryf nie. Nie een van die evangelies is geskryf deur die persone waarvan die naam bo aan die evangelie staan nie. Ons weet nie regtig wie het die evangelies geskryf nie. Maar let maar bloot hierdie name gekry. So met Markus het dit toe nou so gebeur dat hierdie evangelie eindig sonder 'n opstanding. Hoe weet ons dit? Die oorspronklike geskrif het nie 'n opstandingsverhaal nie. Hy eindig voor daardie opstandingsverhaal. Hy eindig by hoofstuk 16 vers 8 en dit gaan nie oor dat die vroue weghardloop van die graf af en hulle is bang en hulle praat met niemand nie. Daar is nie 'n opgestane Jesus wat oor paaie heen stap en met mense praat en dan hulle verskyn nie. Daar's nie 'n visbraai by die see nie. Daar's geen Thomas met 'n groot stuk twyfel in sy oë nie. Latere skrywers kon dit eenvoudig nie so los nie. En hulle het 'n langer einde bygewerk. En dit herinner mens ook aan die hele redaksie wat plaasgevind het dwars deur die Bybel op baie plekke. Die 2 Genesis verhale, die skepingsverhale, is ook aan mekaar gelas deur 'n redakteur wat 'n versie daar ingevoeg het. Nou hier aan die einde van Markus, na hoofstuk 16 vers 8, is 'n stuk bygeskryf later. En dit is die opstandingsverhaal. So Markus se Jesus was verder ook tjoep stil. Ons weet daar's ander evangelies waar Jesus gesê het as hulle hom vra wie hy is, dan sê hy wie hy is. Hierso is dit asof hy nie wil verklap wie hy is nie. En hy praat verskriklik min, hy praat verbasend min in Markus. Hy verduidelik nie sy gelykenisse volledig nie. En op pad Golgotha toe is hy besonder opvallend stil. 'n Stilte wat soos 'n goeie dirigent die gehoor forceer om self te dink, self te luister en self te kyk. Nou Markus se Jesus is met ander woorde, soos ek reeds vir julle gesê het, iemand wat regtig sy sout werd is. Hy's 'n mens met 'n roeping en hy volvoer daai roeping baie goed. Maar toe staan nou 2 ander skrywers wat Matteus en Lukas geskryf het. En dit bring ons by ons 3de en 4de, maar jy kan hulle ook maar saam bondel as jy wil, Jesus. 3de en 4de Jesus se, sou ek eerder wou sê. Hierdie 2 skrywers skryf geboorteverhale. Hier beland ons nou by die plek waar ons kennis maak, in die geval in die Nuwe Testament, met mitologie. Hulle skryf 2 geboorteverhale. Maar hierdie 2 geboorteverhale word vir 2 verskillende gemeenskappe geskryf en die geboorte van Jesus word 10 jaar uit mekaar uit geplaas in tyd deur hulle 2. Matteus en Lukas se Jesusse word 10 jaar uit mekaar gebore.
Nou kom ons praat nou 'n bietjie oor hierdie twee evangelies waar alles ewe skielik begin met sterre en engele en skaapwagters en 'n klein dorpie genaamd Bethlehem. Matteus en Lukas vertel nie dieselfde storie nie eers naastenby nie. Kyk, ons het mos 'n manier om die Bybelse verhale of die goed, as jy nou dink aan Kersfees, dan gaan hulle alles in een tafereel saam gooi. Dis net soos die kruiswoorde wat dan nou 7 sou wees, maar as jy elke evangelie lees, dan het die een daai ene 2, maar ons gooi dit alles saam. En ons haal nooit die goed uitmekaar uit om te sien wat het 'n spesifieke skrywer geskryf nie. Nou net vinnig dit vir julle sê, ek het in Melville so 10-11 jaar gelede, het ek vir ons gemeente gesê, vat 'n ou Bybel, of koop vir jou 'n goedkoop een, en dan sny jy hom uitmekaar uit. En ek het vir hulle die volgorde van die Bybelboeke gegee, en gesê, nou, rangskik hulle nou so. Dit help jou al klaar om 'n ander perspektief te kry, en die ander ding is, sit die een op jou yskas, die ander een op jou bedtafel, die ander een in jou... As jy hulle so as aparte boeke lees, en jy besef, dit was nie 'n dik boek soos wat ons dit vandag het nie, dan besef jy, daai mense het dalk net met Markus gesit, of net met Matteus gesit, en so aan. Hy is vir 'n spesifieke gehoor geskryf, en elkeen het 'n ander perspektief gehad. En dit is waarom ek somtyds net, as ek goeie bloedsuiker het, dan het ek bietjie genade met Constantyn, bietjie. Moenie my verkeerd verstaan nie, ek hou nie van hom nie. Maar klein bietjie genade vir sy konteks. Daar's soveel opinies oor Jesus, en daar is soveel bekleierye en verbrandery van mekaar se tekste en goeters, dat hy seker ook nou net moeg was en wou in sy ryk ook nou maar net bietjie vrede hê, en toe kom hulle met hierdie hele storie van Nisea, waar hulle sê, nou gaan julle almal eenders dink oor Jesus. Maar hulle het nie, want 'n mens is nie, jy kan van my en jou dwing om eenders oor hierdie ding te dink. Ons gaan nie. Ons koppe werk mos nou maar verskillend. Maar goed, nou so wie was hierdie twee se gehore? Want hulle al twee skep nou hier 'n storie oor 'n maagdelike geboorte. Hoekom het hulle dit gedoen? Want hulle wou 'n spesifieke gehoor oortuig van Jesus se status as 'n maagdelik gebore, baie mitologies, demigod, seun van God. Wie was Matteus se gehoor? Dit was uitgeleese Jode. Matteus wil hê hierdie vername Jode moet kan sê, ja, natuurlik, dit is presies hoe Messias verhale moet klink. So hy skep 'n storie wat vir hulle sal sê, dit resoneer. Daarom kry jy wyse manne, want hierdie Jode was bekend met sterretekens. Jy kry 'n vlug na Egipte. Dit herinner hulle aan Moses, hulle leier van ouds. 'n koning wat babas laat doodmaak. Dit herinner aan Farao, weer eens 'n parallel met Moses. Daar was nooit so 'n massamoord van seentjies deur Herodes gepleeg nie. Julle sal dit dalk weet, maar Josefus en dan sien 'n ander man, ek moet elke keer sy naam weer kyk, Tacitus. Dis twee geskiedskrywers wat baie graag die misdrywe van Herodes neergepen het. Daar is nie 'n woord gerep oor so iets nie. En die historiese sê, dit sou pandemonium in daai ryk wees, indien 'n koning so 'n bevel sou uitvaardig. So dit lyk asof Matteus, wie se gehoor Jode was, hierdie as 'n literêre motief gebruik het, om Jesus se lewe in 'n parallel met Moses se lewe te laat loop. Want as jy nou 'n ortodokse Jood is, dan moet jy nou weet wat 'n belangrike figuur is Moses vir hierdie mense. En om nou vir Jesus statuur te gee, moet jy soortgelyke elemente in sy lewe inskryf. Nou meer nog as dit, Matteus plaas Jesus se geboorte mos dan nou in die tyd van Herodes. Lukas aan die ander kant plaas dit 10 jaar later in 'n tyd toe keiser Quirinius die sensus laat doen het. Nou ons weet mos nou daarom uit geskiedskrywing waar het wat gelê. Herodes is 4 voor Christus dood. Quirinius het in 6 na Christus het hy die sensus laat doen. En hierdie sensus was 'n sensus uitsluitlik vir Judea. En hulle het nooit gereis vir sensusse nie. Hulle het jou daar kom registreer in die dorpie waar jy gewoon het. So wat gebeur het is,
Hulle skryf stories, elkeen van hulle, Matteus skryf 'n storie en hy probeer vir Jesus in Bethlehem laat beland. Hoekom? Want die profesie het gesê dis waar die Messias gebore sal word. En Lukas moet dit ook regkry om hierdie man van Nasaret, hierdie seun van Nasaret, in Bethlehem te kry en hy skryf weer 'n ander storie. Hy laat hulle deur 'n belastingwet en vir registrasie in die sensus, laat hy hulle gaan van Nasaret na Bethlehem sodat hy daar kan gebore word. Elkeen skep sy eie storie oor hoekom dit so was. Nou waarom maak Lukas en Matteus hierdie literêre spronge? Want onthou, dis stories wat hulle skryf. Dis geensins geskiedenis nie. Waarom maak hulle hierdie stories dan nou op? Om sekere oortuigings oor Jesus by hulle onderskeie groeperings en gehore te kan vestig, om hierdie oortuigings te kan ondersteun met hierdie verhale. Matteus wil Jesus uitbeeld as die nuwe Moses. Lukas wil Jesus verbind aan vrede, orde en die breë mensdom, en dis waar ons oorbeweeg na hom toe. Die breë mensdom, daarom het hy hierdie universele herder motief. Nie wyse manne nie. Nie manne van 'n hoë statuur nie. Gewone mense daar in die veld. Hulle albei skryf hierdie stories, sodat Jesus dan nou daar in Bethlehem gebore kan word, maar elkeen vir 'n ander gehoor. 2 stories, 2 geografieë. Volgens Matteus woon Josef en Maria in Bethlehem. Maar dan moet hulle Egipte toe vlug, want wat wil hy in sy storie kry? Daai storie wil hy kry van wat Moses deurgegaan het. Hier's babas doodgemaak deur een of ander iemand wat teen God se leier is. Hy wil God se leier uit die pad uit kry. So hy stuur hulle soontoe. En in Lukas, soos ek klaar gesê het, heeltemal iets anders. Hulle moet nou vir 'n sensus kamakastig moet hulle ver reis Bethlehem toe. Nou Lukas se gehoor, sê ek, was gewone mense. Lukas se weergawe is baie anders as Matteus se. Maria word die sentrale figuur. Daar's skaapwagters, pleks van wyse manne. Die hele toon van die evangelie is baie sagter in Lukas. Dis meer pastoraal, dis meer toeganklik. Waar Matteus Jesus se beroemde bergpredikasie skryf, met net 'n paar disippels as die gehoor, en na die preek toe sak hulle af daar in die vlakte in, tussen die skare in, het Lukas 'n ander ding met presies hy selfe preek gedoen. Hy maakte die preek op die vlakte. As jy in die Bybel gaan kyk, dan sien jy mos, ons ken dit as die bergpredikasie, maar dis Matteus. In Lukas is die opskrif die predikasie op die vlakte. Want hy bring hom af, en die skare, die hele groot skare is Jesus se gehoor. Dis iemand wat Jesus vir die elite gee, teenoor iemand anders wat Jesus vir die gewone mens daar op grondvlak gee. Maar in albei evangelies, ironies genoeg, probeer hulle dieselfde ding doen. Hulle probeer Jesus inpas in die Messias raamwerk. Maar elkeen gebruik sy eie gehoor se verwagtings en skep so 'n Jesus, soos wat hulle sal aanvaar as Messias. En verder is daar in hierdie evangelies 'n opstandingsidioom. Daar's engele. En hierdie goed is volop gewees in daai literatuur. As engele, daar's liggame wat verskyn en weer verdwyn. Jy weet mos, jy het baie keer dit gekry, hier stap jy saam met iemand as hy weg. Daai soort van goed het baie gebeur in daai tyd. Heiliges wat die lig invaar. Gesprekke waarin niemand vir Jesus herken nie, totdat hy die brood breek. Dis tipiese antieke temas, storietemas, om oor 'n goddelike teenwoordigheid te praat. En hulle skryf teologies. Hulle is nie besig met journalistiek of geskiedenis nie. Ons spring na Johannes se Jesus toe, dis die 5de ene. Ek het so 'n paar Sondae gelede 'n nogal lywige praatjie gelewer oor die ontwikkeling van die Christus motief. Die van julle wat hom nou nie gehoor het nie en wat dalk sal belangstel, kan dan maar daarna gaan kyk, dis so 'n paar weke terug op YouTube. Maar dit is Johannes se Jesus. Hier word dit iets heel anders. Sy Jesus is die Logos wat van bo afkom.
Nou, in die omgangstaal sien ons logos as die woord. En mense het gesê logos is die geskrewe woord, die woord van God. Ander mense het gesê dit is ook die gesproke woord, en daarom is dit Jesus, want Jesus kom spreek die woorde van God en so aan. Maar dit is nou alles baie semanties en baie ingewikkeld en tegnies, maar die gedagte hier is, dat as 'n mens by Johannes nou aankom, dan kry jy 'n totale radverwisseling in skryf oor Jesus. Regtig 'n groot verandering. Dis baie later. Sommige skrywers plaas dit hier by 125 na Jesus. Maar konservatiewes sal sê, dit kon so vroeg soos 90 na Jesus wees. Maar 90 jaar na Jesus is nogal 'n lang tydperk. Daar het 'n baie lang tyd verbygegaan. Veral as jy dink die eerste evangelie, Markus, was hier so 43, dink ek, min of meer geskryf na Jesus. Nou hier by Johannes, jy's in 'n Griekse wêreld, nee, want die Jode het vir Grieks. Dis hoekom die Nuwe Testament in Grieks geskryf is. Hulle het vir Grieks. Jy's in 'n wêreld met Griekse denke wat toenemend Grieks word. Jy kan dit vergelyk met wat in ons wêreld gebeur. Hoe dat mense, jy gaan bly in 'n land en jy kom agter maar die kultuur verdwyn, die kultuur word oorrompel deur iets anders, en so sê hulle deesdae word die ooste, plekke so Singapore word verskriklik vir westers. En hulle sê as jy in Singapore met mense praat, kom jy eintlik agter, hulle is Amerikaners met skreefies oogies. Nou hierso beweeg jy uit die ander evangelies van 'n Griekse toneelstuk af na heeltemal 'n kosmiese opera. 'n geweldige dramatiese ding. En dit is die invloed van die vergrieksing, die Hellenisme, wat op hierdie stadium so duidelik is, dat jy dit nie meer kan misken nie, jy kan dit eintlik ook nie meer ontglip, as jy in daai tyd leef nie. Teen daai tyd het hierdie Griekse filosofie so diep in die Joodse wêreld verweef geraak, dat hulle denke ook siklies geword het. Waar die Jode het altyd lineêr gedink. En soos julle weet, die Jode het gedink, jy gaan dood en dan leef jy en jou kinders voort. Hulle het begin en einde gedink. Die Grieke nie, die Grieke, dit beweeg heeltyd in 'n sirkel, dit kom net nooit ooit tot 'n einde nie, en dit is waar jy ook daar uit die ooste kom aan jou reïnkarnasie motief. Dis 'n sikliese motief. So hier sit jy met sikliese denke. Nou raai wat sal hy nou maak met Jesus? Hy sit hom in 'n siklus. Kyk, die ander twee het mos nou hom laat, hy's nou bevrug deur God. Die Heilige Gees het nou van Maria bevrug, né? Eerste een is aangeneem, die tweede twee is 'n goddelike bevrugting. Hier is 'n ander storie. Hier was hy klaar, God. En dan kom hy aarde toe, en dan gaan hy terug. So hy gaan deur 'n siklus om dit te kom doen, wat hy hier moet kom doen. Maar vir Johannes begin dit dan met ander woorde met hierdie hele openingskoor, baie dramaties, van in die begin was die Logos, die woord. Jesus was die Logos. Hier is Jesus nie net 'n mens nie. Hy is nie net 'n gestuurde nie, maar hy is die vooraf bestaande wysheid van God. En dis wat Logos is, wat ek in daai praatjie gesê het. Eintlik is dit iets anders as net wysheid. Dis die patroon van die heelal. Jesus is die bloudruk van die heelal. Dit is wat Johannes met hom maak. Nou kan julle hoor hoe filosofies raak dit nou al. Dit raak regtig nou baie filosofies en erg kosmies. So hy was God, hy word mens en hy word weer verhoog tot goddelike status. En hierdie hele beweging is dit amper soos musiek wat begin op 'n hoë noot en dit gaan hier in die laagtes af en eindig dit weer daarbo en 'n hengse crescendo en nou is die storie klaar en almal staan op en hulle klap hande. Nou van bewegings gepraat, in Johannes se weergawe lewer Jesus uiters lang monoloog. Nou ek het vir julle gesê, hoe lank na Jesus is daai boek geskryf? Maar hier is hierdie lang storie, die vrou by die put. Hier is hierdie vreeslike lang monoloog en hierdie persoon onthou natuurlik nou presies wat het 60, 70 jaar gelede daar gebeur en wat is daar gesê. Dis weer eens aanduidend daarvan dat hulle nie besig is om goed wat gebeur het neer te pen nie, maar om hulle eie teologie te skryf. So hulle skep 'n Jesus deur hierdie lang monoloog wat hy voer, soos wat hulle glo oor Jesus. Dis wat daar gebeur. Johannes sê Jesus praat verskriklik baie. Hy's nie stil soos Markus nie. Hy praat baie en hy praat lank. Dis soos 'n professor wat na 5 minute net nog nie opgehou het nie. En as hy dan uiteindelik asemhaal, dan kyk die disippels vir mekaar en hulle sê vir mekaar, ons verstaan nie een woord van wat hy nou hier gesê het nie. Ons weet nie wat hy bedoel nie. Maar Johannes sê Jesus is nie bedoel om maklik te wees nie. Hy is 'n teologiese meditasie. Dis amper bietjie soos 'n mymering, soos 'n filosofiese besinning.
Mens moet jou heeltemal uit jou linkerbrein uithaal om daai evangelie te kan lees en enigstens te voel, jy wil nie begin frons nie. Want niks daarvan maak sin as jy nie in daai geweldige groot dramatiese kosmiese terme begin dink oor goed nie. Daai hele oosterse sikliese gang tussen gode en menslike bestaan nie. Daai is 'n interaksie wat vir hulle so maklik is, jy weet. Vandag 'n God, môre 'n mens, môre 'n halfgod. So wanneer ons al hierdie Jesusse langs mekaar sit nou, wat ons nou hier gelees het. Paulus sinne, hy wat Jesus sien as die begin van 'n nuwe menslike bestaan van geestelikheid. Markus sin wat Jesus sien as 'n gewone mens, geroepe, toegewyd, hy doen sy ding. Matteus en Lukas wat Jesus skep in hulle taal vir hulle onderskeie gemeenskappe, 'n Jesus wat 'n demigod is, waar 'n bevrugting plaasgevind het vanuit die Heilige Gees in 'n gewone vrou. En dan Johannes wat van Jesus hierdie kosmiese wysheid of bloudruk van die heelal maak, en daar kom mense nou vandag as jy in die kerk is, baie mense wat nou hulle Bybel baie goed ken sal vir jou sê, Jesus is die skepper van die aarde. Omdat dit van hom geglo was uit Johannes se evangelie, dat hy was die logos, hy is die bloudruk van alles, hy was die kiem van alles wat is, en niks het ontstaan, as jy nou, ek weet nie of julle die Bybel so goed onthou nie, maar in daai hele Johannes 1 waar hy sê, hy was by God en alles wat ontstaan het deur hom ontstaan. Dan sê mense, sien jy, Jesus was die skepper van alles. En dis waarom jy, en ek gaan nou daarby uitkom. Vandag mense kry wat nie eens die woord God noem nie, dis Jesus alles. Jesus was goed vir my, Jesus moet my help, Jesus moet. En dis waar dit vandaan kom. Johannes het 'n deur oopgemaak, dat Jesus God kan vervang, as 'n figuur wat skep en onderhou en help en alles. Maar hierdie Jesusse wat ons nou hiervan kennis geneem het, is nie noodwendig teenstrydighede nie. Dit is in vele opsigte 4 vensters of 5 vensters op 'n gemeenskap, op mense en hoe hulle gedink het. Die vraag moet dus nie wees, watter een van Jesus was nou die regte ene nie, as jy nou in die Bybel inklim nie. Wat een is nou die waarheid, wat een is nou die regte ene? Ons sal so waar as paddamanel dra in ons lewe nooit agter die kap van die byl kom, waar dit kom by feite aangaande Jesus nie. Ek meen, Karen Murdoch, as ek nou reg, Karen Murdoch, sy glo nie eers Jesus het geleef nie. So dis nie eers asof die hele wêreld saamstem daaroor dat Jesus 'n historiese figuur is nie. Ek het 'n geneigtheid om te glo hy was, omdat Bart Ehrman dit sê, en Bart Ehrman het 'n teorie wat vir my waar klink, so ek gaan net daarby volstaan. Maar hoe Jesus se storie nou eintlik geklink het, en regtig gebeur het, glo ek, ons sal nooit weet nie. So die vraag moet dan eerder wees, nie, wat is waar, wat is die regte storie oor Jesus, wat kan ek glo nie. Die vraag moet eintlik wees, watter aspekte van hierdie verskillende Jesusse wat geskep is, deur die mense, kan my dalk vandag help? Wat van hierdie stories, as ek hulle lees, en ek is nie so tee daarop nie, want ek weet ook in 'n sekere sin 'n mens is half tee daarop, maar ek is nie so tee daarop nie, en ek lees dit, en ek dink wel, hierso is nog 'n element, wat met my praat. Wat hiervan kan my help om 'n verdiepte mens, 'n verligte mens, 'n heel mens en 'n wyse mens te wees, want dis eintlik wat hierdie tipe stories probeer doen. En dis die een lansie wat ek vir die Bybel en die Bybelskrywers moet breek. In ons gemeenskap is, ons moenie met 'n historiese kritiek kom en dan besluit, hierdie boek het nie bestaansreg nie, want dit was nie die doel van geestelike geskrifte nie. Dit was amper 'n ding van, moenie dat feite in die pad van 'n wonderlike boodskap kom nie. Jy kan dit maar amper so sien. So hulle het vir hulle tyd 'n idee gehad, en hulle wou hierdie idee oorbring, en feite was nie so belangrik geweest nie. Dit was dalk glad nie belangrik nie. So jy kyk op 'n ander manier na hierdie geskrifte, en as daar iets is, dan moet dit eintlik vir jou met vrae laat en 'n bepeinsing laat. En ons moet van die feite wegkom, maar ons moet daai goed gebruik as 'n venster op hoe mense gedink het. Nou okay, ek moet nou aanbeweeg. Vandag se Jesusse is ook 'n spieël van ons begeertes.
Ek gaan vinniger hieroor praat, want hierdie is vir ons 'n bekende wêreld. Wanneer 'n mens vandag oor Jesus praat, kom jy gou agter dat die wêreld nie meer net die 4 evangelies of die 5 Jesusse daar het nie. Ons het honderde. Want Jesus word telkens herskryf deur elke era, kultuur, geloofsgemeenskap en individu wat aan hom dink. Soms het dit integriteit, soms is dit 'n menslike manier om die wêreld minder deurmekaar te laat voel vir mense. Maar dit wys altyd meer oor die mense wat oor Jesus praat, as oor Jesus. Kom ons kyk gou na 3 hedendaagse Jesusse. Die eerste een is die Jesus van die populêre kerk. Die tweede een, die Jesus van die radikale predikers. Die derde een, die historiese mens as archetype vir ons eie Sieger. En soos altyd, merk 'n mens op hoe Jesus telkens 'n spieël is vir die behoefte van daai spesifieke groep, spesifieke denominasie, prediker of denkrigting. Eers dan, die kerkse Jesus. Hy is 'n huisgenoot. Hy bly hier by ons. Hy is ons beskermheer. Hy is ons enigste vriend wat werklik getrou is op Facebook. Daar is 'n Jesus in die populêre verbeelding, let op die woord, verbeelding van baie kerke, wat so geliefd, so sag en so beskikbaar is, dat hy soms klink soos 'n emosionele, huishoudelike helper. Die liewe Jesus wat alles sal hanteer. Liewe Jesus, help my om 'n parkeerplek by die winkel te kry. Dankie liewe Jesus vir my bonus. Dankie Jesus vir die son 3 dae nadat dit gereën het. Soms word Jesus die persoonlike assistent van die moderne mens. Iemand wat 24 uur uit die 7 dae van die week beskikbaar is. Nooit moeg raak nie. Nooit sê ek dink jy moet dit self doen nie. Hy is mos in beheer. Hy het 'n vreemde rol oorgeneem. Hy vervang God, maar hy vervang ook jou ouma wat altyd na jou geluister het. Dan is daar die Jesus wat my red van myself. In baie van hierdie kerke is Jesus die redder wat jou verlos van die hel, maar ook, en hier raak dit van kardinale belang, hy red jou van jouself, van al jou foute, van al jou onvolwassenhede en die gevolge, al jou onwilligheid om te groei en die gevolge. Hy word die groot aannemer van jou toetsuitslae. As jy toets geskryf het, maak nie saak wat 'n vak op die aarde dit is nie, handig jy dit by hom in en jy kry universiteitsvrystelling. Dis net, alles is net wonderlik, want hy is soos 'n multiplex polis, he covers it all. Wat sou die probleem hiermee wees? Hierdie Jesus word 'n versagter van die lewe, nie 'n transformeerder nie. Hy word 'n hemelse, en sorry, ek gaan dit nou sê soos ek dit hier geskryf het, comfort fabric softener. Hy maak die lewe so saggies. Dis die Jesus wat vervang wat ons nie in onsself wil aanspreek nie. En daar is so 'n manier van dink van, ag ek is maar swak, maar hy is sterk. Jy weet, ek is maar feilbaar, maar hy is, jy weet, ons almal is mens, ons kinder, maar almal, maar hy is kinder gelukkig nie, en nou gelukkig het hy vir my kindersonde gesterwe. So hy vervang net so al ons ou patetiese goedjies. Hy maak die lewe vir ons so maklik en so sag. Dis 'n afgewaterde, medemenslike huisgenoot, die derde lid van die gesin, wie se pligte nooit duidelik uitgespel word nie, maar al wat ons net sê is, Jesus sal dit hanteer. Maar intussen word geen karakter werklik gevorm nie. En ironies, wanneer Jesus al hierdie verantwoordelikhede dra, dan begin mense se volwassenheid kwyn. Dit is 'n interessante ding, en ek wil dit net sê, en is bietjie stout van my om te sê, miskien sal ek dit uit die video uithaal, want ek kyk julle in die oë, en ek weet, julle gaan my nie met klippe gooi nie. Maar ek moet vir julle sê, dat ek het in die jare, my jare van bedien, het ek baie keer gedink, hoekom is somtyds, is mense wat so verskriklik kan praat oor die Here, is hulle so ontsaglik onvolwasse. En is hulle soms van die moeilikste mense met wie ek moes deel in gemeentes. Maar hulle is die liefste vir die Here. En ek dink daar's baie hiervan in opgesluit. Dit word 'n totale vervanging van dinge wat ek self moet vermag in my lewe, word Jesus 'n vervanging van. Wat wys hierdie Jesus van die mens? Hy wys hoe diep die mens smag na veiligheid, na sekerheid, na iemand wat jou nie oordeel nie, en 'n maklike manier om met die lewe om te gaan en sin te maak van die lewe. Hy sal dit doen, en as dit skeefloop, het hy 'n plan.
Dis mos nou maklik. Die probleem lê nie daarin dat hierdie Jesus bestaan nie. Die probleem is dat hy 'n mens nie werklik laat groei nie. Hy troos, maar hy verander jou nie. Hy is die warmwaterbottel van jou siel. Nou die tweede Jesus is die Jesus van radikale predikers. 'n Stem wat skerp sny. Teenoor hierdie versagter Jesus van die populêre geloof staan daar 'n totale ander figuur. Hy is die Jesus wat deur hedendaagse baie radikale predikers aangegryp word. Hierdie prediker kom dikwels aan met tekkies in 'n herbruikbare koffiebeker en dan sê hy, julle almal het Jesus verkeerd verstaan. Dan kom sit hy vir ons die regte Jesus hierso neer. Sy Jesus is nie jou huisgenoot nie. Hy is die dekonstruksie van die ganse stelsel. Dit is die Jesus wat maatskaplike strukture oopvlek. Hy praat oor ekonomiese ongelykheid, oor koloniale nalatenskap, oor magsmisbruik in godsdiens en die giftigheid van nasionalisme. Hy is die Jesus wat sou sê, laat die kinders na my toe kom, maar maak eers seker dat julle nie hulle skole onderbefonds nie. Hy lyk meer soos 'n kombinasie van 'n profeet, 'n aktivis en 'n TED-talk met te veel kafeïen. Dan is daar die minimalistiese Jesus. Hierdie Jesus het niks nodig nie. Is nog steeds die radikale predikers. Hy het niks nodig nie. Hy sal waarskynlik in jou huis instap, rondkyk en dan sien hy het 14 borde en dan sê hy, hoekom het jy 14 borde? Is daar 'n rugbyspan wat iewers wegkruip wat ek nie te sien gekry het nie? Hy praat oor eenvoud, hy praat oor soberheid, hy praat oor ekonomiese bewussyn en om jou identiteit nie in besittings te veranker nie. Hierdie Jesus kyk na ons moderne materialistiese lewe en hy sê, julle lewe is te vol en julle harte is te leeg, ruil dit om asseblief. Daar is ook die Jesus in hierdie groepering van radikale predikers wat godsdiens bevraagteken. Radikale predikers herinner ons daaraan dat Jesus by tye 'n bedreiging vir die georganiseerde godsdiens was. Dit is die Jesus wat sou sê, hoe het julle die koninkryk van God nou in 'n administratiewe kantoor verander? Maar hier moet 'n mens versigtig wees. Hierdie Jesus kan so radikaal word dat hy net nog 'n harde ideologie word. 'n Slim ene, maar steeds net 'n ideologie. Soms word hy 'n instrument van die prediker se eie agenda. En wat wys hy van die mens? Dat ons smag na integriteit, na egtheid, na 'n geloof wat nie blind is vir onreg nie. 'n Geestelike lewe wat meer is as net woorde. Hy is die Jesus vir die mense wat voel die wêreld is skeef getrek en hulle wil iets anders sien as die liewe Jesus wat net glimlag en terugstaan en alles los soos wat dit is. Maar hy is steeds 'n Jesus karakter uitleg wat die mens se begeertes bloot lê, die laaste ene. Die historiese Jesus, hy's 'n archetype vir menswees self. Aan die ander kant van die spektrum staan daar 'n groep mense wat na Jesus kyk, dis gewoonlik ook historiese, dikwels, of as argeoloë, of as skeptiese gelowiges, of dit is psigoanaliste. Maar hulle kyk na hierdie goed, hulle kyk na Jesus van die Q-bronne, dis bronne wat nie opgeneem is in die Bybel nie. Hulle kyk na peilings van taalhistoriese lae. Hulle kyk na debatte oor watter spreuke van Jesus eg is en watter nie. En daarmee saam kom 'n hele ander soort Jesus, die archetype, die menslike, simboliese mensbeeld. Hoe lyk die ideale mens? Die mens wat vra, wat kan ek word? Hierdie Jesus is nie 'n hemelse figuur nie, maar hy's 'n morele en 'n sielkundige archetype. Hy's die mens wat weerstand bied teen magsmisbruik. Hy's die mens wat nie leef vir applous nie. Hy's die mens wat volhard in sy taak. Hy's die mens wat diself sal offer, maar nie om ander se straf te dra nie, maar om liefde te beliggaam. In hierdie verstaan is Jesus nie die hemelse tussenpersoon nie, maar die menslike ideaal, die volmens. In Jungiaanse taal lyk Jesus so. Dit is vanuit hierdie psigoanalitiese hoek word Jesus hierdie archetype van die self, die vernuwende mens,
Die pad van individuering, waar ek 'n individu word, die reis van volheid, en die nederige, maar ferm, ek is. Hy is die pad waarop 'n mens met jou eie angs, jou eie ego, jou gewonde kind en jou donker skadu elemente kennis maak. Sy kruisdood word vir hierdie mense 'n sielkundige simbool. Dit is in 'n sekere sin nie eerlik om dit so uit te lê en te maak asof dit is hoe Jode wat 'n offerkultus was, die kruisdood gesien het nadat Paulus dit weet gekry het nie. Ons kan nooit daai letterlikheid van hulle misken nie. Maar daar is 'n manier om hiermee te werk as jy dan nou daarmee wil werk as deel van Jesus se lewe, dat hy tereggestel is en wat sou daardie deel van sy lewe vir jou beteken binne in die verhaal. Dit word dan 'n simbool. Omdat hierdie groep mense 'n diep behoefte het en onder die indruk daarvan leef, dat offers aan gode nooit gode se idee was nie, maar antieke mense se konstruk, beteken dit dat die kruisdood wat Jesus gesterf het vir hulle iets heeltemal anders word, as hulle so 'n storie lees. Dit word die prys wat hy betaal het vir dit waarvoor hy gestaan het. Dit word die ondergang van die ego, dit word die vrykom van die self, wat alles wil beheer, en dit word die oorgawe van die klein mens om die groter mens te word. En dan word die opstanding 'n mitologiese antieke motief. Die koms van 'n nuwe identiteit. Die geboorte van 'n mens wat nie meer deur vrees gedryf word nie, want as jy jou kan oorgee daaraan om doodgemaak te word, waarvoor sal jy nog bang wees? Dit word die psigiese transformasie van wanhoop na betekenis. Hierdie historiese Jesus word 'n innerlike gids vir mense. Hierdie Jesus vra nie dat jy die hel moet vrees nie, maar dat jy jouself moet konfronteer. Hy is nie die redder nie. Hy is nie die een wat jou skuld vereffen nie. Hy is nie die een wat alles vir jou sag maak nie, maar hy is die gids deur innerlike chaos. Wat sê hierdie beeld wat deur hierdie groep mense geskep is van Jesus, van die mens en veral van daardie mense? Dit wys dat hulle op soek is na volheid, na betekenis en na 'n innerlike heelwording. 'n Geloof wat kan saamleef met 'n moderne wêreldbeeld. Hierdie is die Jesus van mense wat sê, ek glo, maar ek wil ook dink. Dis 'n klomp Jesusse, 'n klomp behoeftes, maar dit is deure na die menslike siege. Wanneer jy al hierdie Jesusse in ons moderne tyd langs mekaar plaas, sien jy duidelik die 3 verskillende menslike versigtings aan die werk. Die kerk se Jesus, hulle soek vertroosting, sekerheid, geborgenheid, en 'n Jesus wat hulle kwesbaarheid koester. Die radikale prediker se Jesus, hulle soek na geregtigheid, na integriteit, na hervorming, 'n Jesus wat die wêreld moet regruk. Die historiese Jesus soek na volwassenheid, selfkennis, heelheid. Dis 'n Jesus wat die mens se diepste dieptes deurpriem en bloot lê. En dalk is die belangrikste vraag vanoggend nie watter een van hierdie is die meer akkurate manier om Jesus te interpreteer nie, maar eerder watter een van daai Jesusse maak my eg en eerlik wanneer ek daai voorbeeld volg. Want alles wat ons van Jesus sê meer oor ons toestand, ons verlangens, ons begeertes, ons gebreke, as wat dit enigstens oor 'n historiese figuur te sê het. Die uitdaging is nie om te besluit watter Jesus jy moet kies nie. Jy hoef nie eers een te kies nie. Die uitdaging is om te vra, watter aspekte van hierdie Jesusse roep my tot ontwaking, tot eerlikheid, tot menslikheid. En moontlik is dit die groot geheim van die Jesus-tradisie. Jesus hou op waar hy 'n museumstuk word. Ek dink dit vergaan net. Dis van geen waarde nie. Die antieke Jesus is heel waarskynlik nie verteenwoordigend van enigstens ons tyd se geestelike verdieping en verstaan nie. Maar hy begin leef wanneer ons met 'n ander eie tyd se diepte na die mens se lewe begin kyk. Dit wat ons van hom kan sien. As ons die antieke prentjies kan verander,
Want ons kan nie daai stories wat hulle geskryf het verander nie, dis vir 'n ander tyd en ons kan hoogstens ietsie daar uithaal. En as ek dood eerlik vandag met julle moet wees na hierdie hele relaas, wat natuurlik omdat dit Kersfees is gelewer is. Ek voel, ons het as kinders van die kerk dit ontgin. Ek sal so af en toe miskien ietsie daarvan lees, maar ek dink dit is 'n geval van voorwaarts. Beweeg aan. Stap aan. Miskien om die antieke prentjie nie eers meer te probeer ontsyfer, ontrafel of kritiseer nie, maar net aan te stap met 'n eie tydse manier van kyk na hierdie mense lewe soos wat ek na talle ander mense wat groot geeste was, se lewens kyk en opnuut inspirasie daai soek wat vir my lewe iets kan beteken. En dit dink ek is sy grootste nalatenskap. Nie dat hy langs die meer van Galilea vir mense probeer verduidelik het wie God is nie, maar dat daai mens ons vandag kan wys wie ons kan word. Ons gaan koffie drink, het julle tyd vir 'n koffietjie? En die wat nie het nie, jy's vergewe. Ons gaan lekker saam kuier as jy kan. Baie dankie Jannie en Letitia, speel vir ons uit. Baie dankie. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.